Wat is charter schools? Charter schools in Amerika. Okay, dis 'n baie goeie vraag. In Amerika het jy 'n paar verskillende tipe skole, maar die meeste van die schooling of die skool is verniet. Dis wat ons noem public schools. Dit word gefund deur die regering en dit word genoem public schools en hulle is verniet en hulle is gewoonlik non-religious. Nou, hoe jy ingedeel word in 'n skool word bepaal waar jy bly op jou adres. So, daar word 'n skooldistrik en hulle noem dit gewoonlik 'n ISD. So, as ek is in DSISD, jy is in RISD, dit beteken die skooldistrik waar ons bly. So, in daai skooldistrik is spesifieke skole en dit is die skole waartoe jou kinders kan gaan. Maar daar's nog 'n tipe public school wat ook verniet is en dit word 'n charter school genoem. Nou charter schools is gewoonlik baie kleiner. En hulle word nie gegovern deur die ISD nie. Hulle is independent. So die ISD se myn werk is om die kurrikulum, die standaarde, die onderwysers en die reëls te bepaal en hulle het 'n schoolboard of 'n ISD board en dit beheer dan, so jy weet enige elementary school en een ISD volg dieselfde kurrikulum en hulle het 'n stel standaarde. Charter schools is nie onder die ISD's nie en hulle het hulle eie charter. Dis hoekom hulle 'n charter school genoem word. Maar hulle is nog steeds verniet. Hulle is meer gespesialiseerd. Hulle is bietjie kleiner en hulle het gewoonlik waglyste. In jou gewone public school is daar nie waglyste nie. Hulle moet jou vat as jy in die skooldistrik bly. Hulle het nie 'n keuse nie. So dis maar die groot verskille tussen 'n gewone public school en 'n charter school wat ook publiek is, maar wat 'n waglys het. En dan sê vir my, as soos nou sê net maar ons trek, nê? Wat nou obviously ons zone gaan verander. Moet my kinders dan na 'n ander skool toe gaan as ons die dag nou moet trek? Ja. So, julle trek nou sê net maar 20 myl na Pleinhou toe en dan gaan jy in die Pleinhou ISD wees, so dan mag jou kinders net na die skole in daai distrik heen gaan. So, waar jy bly het 'n verskriklike groot impak na watter skool toe jy kan gaan. Nou daar's 'n hele paar resources online waar jy kan gaan kyk, gebaseer op die adres, watter skooldistrik dit is en dan ook watter skole is in daai skooldistrik. En baie meer belangrik, jy kan sien wat die skool se rating. Okay. En wat ek nou nog vir gevra het. Ek wou nou net, ek het gesien met ons wat nou hiernatoe gekom het ons, hulle het nie regtig soos 'n referral briewe of jou transferkaarte nodig gehad nie. Hulle het net my kinders se laaste rapport gehad. Gehad. Is dit nou so as jy van een skool na 'n ander skool toe ook gaan hierso of het jy 'n transferkaart nodig? Wanneer jy in Amerika van een skool na 'n ander een, dan hulle het interne sisteme, hulle stuur die hele skool rekord saam. Met ander woorde, die belangrike ding is die credits. Want jy het soveel credits nodig om te graduate. So jou hele skool transkrip word saamgestuur en hulle doen dit outomaties. Dis nie iets waaroor jy hoef te worry nie. Okay, hoekom is daar 3 verskillende skole? Hoekom kry jy jou elementary school, jou middle school, jou high school? Dis my vreeslik interessant en dan wil ek net die ouderdomme, dit is mos elementary is pre-K gewoonlik tot en met graad 6. Pre-K to 5 of 6. Kom ek sê eers vir dit hang af van staat tot staat. In Texas het ons elementary, middle school en high school. Maar ek weet ook van Texas is daar party plekke waar daar junior highs is. So dis baie confusing. Hier waar ons is en waar julle is elementary, middle school en high school. Jy is dood reg. Oor die 3 skole is dit PK to 12. Hulle noem dit PK-12. So as jy sê PK to 12, dan weet jy dit is die hele skoolloopbaan. Okay. En dan hoërskool is 12 grade is natuurlik nou ons ou matriek, maar daar's 4 jaar op hoërskool. So dis 12, 11, 10 en 9. Yes. So high school is 9 tot 12, middle school is 7 tot 6 tot 8 en dan elementary is PK to 5.
Okay, yes, dis wat ek gedink het. Ja. En dan wat wou ek nou nog? As byvoorbeeld my kinders is ADHD. Okay. Okay. Support systems vir in die skole. In Suid-Afrika moes ek betaal het vir arbeidsterapeute, vir evaluasies, konstante evaluasies elke jaar oor en oor en oor. Is dit so 'n duur storie hier ook? Nee, dis actually wonderlik hier. Selfs in die armer public schools, al die public schools moet jou kind help vir wat ook al nood hy het. Nou, hulle noem dit 'n special education program en party skole het beter programme as ander, maar dit is wet, hulle moet jou kind ondersteun. Nou, nie een van my kinders was in daai program nie, maar ek weet van baie Suid-Afrikaanse kinders, veral hier in ons gemeenskap ook, wat daarbey betrokke was en dis wonderlik. Hulle het al die arbeidsterapeute, specialists, speech therapist, occupational therapist en hulle doen 'n volledige assessment van jou kind. Hulle kry die regte mense in om die assessment te doen. Hulle sê dan okay, stem jy saam, hulle werk 'n plan uit en hangende af van jou kind se behoeftes, gee hulle of vir hulle akkommodasies, met ander woorde hulle kry 'n bietjie langer tyd vir toetse of hulle kry 'n verbal toets of hulle skryf ook glad nie toetse nie. Ek weet van kinders wat ook nog nooit 'n toets geskryf het nie. Party kinders kry assistants, 'n dedicated assistant wat heeldag aldag saam met hom loop en hom van klas tot klas help. Ander kinders, dit hang af van wat jou plan sê, wat hulle jou dan gaan offer. En ek neem aan dit hang ook van die skool se resources af, maar dit is wettig, hulle moet jou help en dit is absoluut verniet, dit word deur die staat betaal. Oh, wow. Jo, groot verskil, né? Ja. Ek vind dis net die feit dat jy nie skoolklere te betaal nie en dat jy nie skoolfonds het nie en dan hoef jy nie vir spesiale services by die skool te betaal. Okay, maar ons het skoolklere betaal. Ons kinders het skoolklere. Ek is nie mal van die jaar nie, want ek het vir my kinders gesê geen skoolklere hier nie. En kom ons en dis die skoolklere. Alhoewel ek moet by sê, hulle is nie so streng daarop nie. Okay. Hulle het vir ons gesê, jy weet, hulle verkies die skoolklere. Ek en dan is dit maar soos chino, 'n blou chino of 'n ek dink so blou of swart. Ons het blou broekies gaan koop en vir hulle elkeen 'n golf shirts gekoop. Okay. Hulle dra maar gewone baadjies skool toe, maar my kinders sê daar's die helfte van die klas dra gewone klere. Ja. Maar hulle sê hulle het dit onlangs verander. Hulle sê hulle hou van meer uniform. So ja, dit is net 'n interessante, moenie jou kinders beloof daar's nie skoolklere nie, want dit gaan vir jou 'n moeilikheid kry. Julle is absoluut die exception. Ek het al gehoor van public schools wat 'n tipe uniform in, maar ten minste is dit nie soos by die huis waar jy net by daai winkel, net daai brand skoolrok kan koop en dit kos 'n fortuin. Yes. Hier is dit daarom soos jy kan sê, kan by Walmart 'n paar chinos en 'n golfhempie gaan koop. En hulle het ook gesê, kyk, ons het gegaan na die skoolklere winkel toe. Okay. Ek dink die winkels nou is 'n affordable schoolwear of iets soos dit. En die hempies met die logos op is daar te koop, maar hulle het ook gesê jy kan by Walmart 'n gewone golfshirt koop, jy weet, hoef jy die logo op te hê nie. Okay. Maar my kinders is nogal wil nie uitvoel nie, so ons het maar gaan logo hempies koop. Maar nou sê hulle nie die helfte van die skool dra dit nie. So ja, dis net 'n interessante nuus ook. En dan cafeteria kos. So my kinders dink dit gaan al fun and games wees, maar blykbaar sukkel my kinders met die cafeteria kos, het die skool ook vir my gesê. Omdat daar verskillende nasionaliteite is en 7% van ons kinders se skool is blank is. Okay. Ek dink is daar baie goed wat beans in het. Jy weet, as ek net so kan sê. My kinders is nie gewoond daaraan nie, die spices en die beans en die goed nie. So ek dink hulle eet eintlik net op 'n Vrydag as dit pizzas is. Of 2 keer 'n week. 1 keer 'n week as dit hoender is en as dit pizza is.
Dit klink so bekend. Jy moet ook onthou dit is 'n Texas ding. Texas kos is baie mincemeat and beans en spicy Tex-Mex en ek byvoorbeeld eet glad nie spicy kos nie. So dit is vir my ook die tacos en ek stel nie regtig belang. Maar ja, so interessant op die kafeterias en ek het dit eers later uitgevind nadat my seun is nou al 23, hy's lankal uit die skool uit, maar hy het my 'n fortuin gekos want hy het geweet hoe om my kafeteria te melk en jy het 'n à la carte menu, met ander woorde jy kan iets van die rak af vat, so jy kan 'n koeldrank of 'n melkie of iets en hulle rook die kinders. 'n Botteltjie water kos $1 by die skool, waar jy 'n kas water kan koop vir $5 by die winkel. So $1 vir 'n bottel water. Gatorade is iets soos $3 en dan kan jy los koekies koop en jy kan bars koop soos Rice Krispie bars en fruit snacks en dis nou die à la carte en dan kan jy nou gaan ek soek 'n burger of ek soek 'n pak chips of ek soek dan kan jy of jy kan van die set meal elke dag koop. Nou as jy van die set meal koop, dan kos dit $3.50, baie bekostigbaar. Dan kry jy nou die dag se proteïene en die dag se slaap. Dis nou Woensdae is chicken nuggets en chips en Vrydag is pizza. Dis ek dieselfde reg oor Texas, want dis dieselfde hier by ons skool. Of hulle kan à la carte koop. En dan die à la carte is net verskriklik duur. Dit is wat vir my baie interessant is, want dis so ek het ook verstaan het, maar dit lyk vir my, so hulle sit baie van die refugee kinders, lyk my, kyk, die refugee gesinne word by mekaar geplaas. Yes. Okay. Wat beteken ons gaan almal na dieselfde skole toe? So hier waar ons is, daar twee skole waartoe ek weet die kinders geplaas is. En wel, ek weet nou nie van die ander twee gesinne nie, hulle het baie klein kindertjies, maar ons skool se cafeteria is heeltemal verniet vir almal. Nie net vir die refugees nie, maar ook vir die ander kinders ook in die skool. Oh wow. Ja. Dis amazing. Dis Yes. amazing. Want ek wou vir jou noem, ek weet hier is Suid-Afrikaanse refugees in ons skool hier waar ek bly en dis nie verniet nie. Maar as jy in 'n skool kom waar dit nie verniet is nie, jy kan daar's payment programs waar jy registreer. Dan kan jy jou SNAP benefits kaartnommer daar, want jy kan met SNAP benefits betaal vir kafeteria kos. So ons het dit vir die een familie gehelp om dit op te stel, maar toe daar nog SNAP was, maar dis op 'n opsie jy aankom. Praat jy nou weer SNAP nie? Ekskuus, ek het nie bedoel om daaroor te praat nie. Op die oomblik, ons bid vir SNAP op die oomblik, ons bid vir hierdie shutdown om te lig. Ja. Yes, dit is verskriklik. Ek het vandag gesit en kyk na die nuus weer. Dis horribaal wat die ander party besig is om te doen. Ek kan nie glo hulle slaap in die aand met hulle oë toe nie. Ja. Maar ons mag nie politiek praat nie. Ons gesels ons praat die politiek, ons kan Bybel praat, maar nie politiek. Verseker. Okay, so skole, ek sien die kinders wat nie baie huiswerkie kry nie. En mis jy nie die boeke nie? Hoeveel boeke het jy oorgetrek? Nee, niks. Ja, niks. En Hulle het boeke gekry en ek het gevra om dit ek oortrek en hulle het vir my gesê nee. Nee. Hulle het vir my gesê dit is die glossy, ek moet dit asseblief nie oortrek nie. So ek sê okay. Hulle kom ook met Christian kry en hy's nou graad 4. So hy kry sy woordjies, ek dink dit is tussen 8 en 10 woorde, spelwoorde 'n week. Okay. Wat teenoor hy gewoond is heeltemal iets anders. Maar die skoolwerk, ek sal nie, iemand het my gevra, is dit makliker, is dit moeiliker? Ek sal nie sê is makliker of moeiliker nie, dis anders. Dis anders. Ek was in die beginjare vas oortuig, ons kinders gaan baie dom hier uitkom, want Amerikaanse standaarde is soveel laer as Suid-Afrikaanse, maar ek was verkeerd. Nou dat ek een kind reg deur die skoolloopbaan hier het, hulle leer ander goed, hulle leer anderste. Dis ander skills, dis nie net boeke nie. Ons het geleer lang vrae en ons moes goed kon memoriseer tot ons blou in die gesig. Hier leer hulle meer practical, want meeste van die toetse is monkey puzzles, is Yes. Yeah. Ek weet, my kind het so gesukkel in Suid-Afrika, so Adrian het 'n probleem, sy
sy ADHD is baie seveer. So sy brein is baie vinnig vir sy hande. So vir hom, as hy een woordjie skryf, fyn. As hy vir jou 'n storie moet skryf, dan moet jy 'n apteker kry om te kom lees, want it's like that. En hierso kom hy by huis toe en hy het 88% en hy het 86% en ek sê, het jy gecheat? Maar ja, dit is hulle akkommodeer kinders anders hierso en daarvoor is ek baie dankbaar. Nee, verseker. En jy sal sien, middelskool en hoërskool, as jy daar kom, sal ons ook gesels, dit verander weer heeltemal. Maar dit is goed vir ons kinders, dit is beter vir hulle. Yes. Nee, dit is. En hulle pas aan, kinders is resilient, hulle pas baie vinniger aan, dink ek, as ouers. Baie ouers stuur my ook vir my boodskappe, jy weet, hulle is so bang. Hulle kinders uit die skool uitgehaal, hulle is nou 2 weke nie in die skool nie. My kinders was amper 2 maande nie in die skool nie. En hulle is okay. Ja, en hulle gaan nie jou kind terughou nie, en hulle gaan nie jou kind vorentoe sit nie. Jy weet, ek weet Texas, hulle het vir ons gesê, hier's wette, jou kind gaan skool toe as per his age, Yes. jy weet. So daar's nie 'n ding van jou kind gaan vorentoe gestel word, omdat jou kind nou al klaar, amper 'n jaar klaar gemaak het in graad 4 nie. Nee, jou kind gaan weer graad 4 begin. Maar dis vir my persoonlik dink ek is dit 'n goeie ding, omdat dit soveel anderste is. Want jy moet onthou, die skooljaar begin in Augustus, Yes. en hy eindig in Mei. Yes. So, my meisiekind verjaar in Januarie, toe ons hier aangekom het, toe sy halfpad deur graad 1 in Suid-Afrika. Toe kom ons hier aan, toe sê hulle, okay, sy is Januarie, so sy moet graad 1 weer oordoen. Want haar verjaarsdag val in die middel van die jaar. So sy moes toe nou daai Augustus, toe ons hier skool begin, moes sy graad 1 oordoen. En dit was great. My seun verjaar in September, so hy moes na die volgende graad toe gaan. En dit was baie interessant om te sien, maar hulle pas aan. Meeste skole doen ook 'n vinnige aanpassingstoetsie om te kyk op watter vlak is hulle, watter level is hulle, en dan maak hulle, as hulle sien daar's probleme, dan kan hulle help met 'n ekstra klas om op te pas, maar hulle sal nie sommer 'n kind 'n jaar terughou omdat hulle dink hy kan nie aanpas nie. Ja, so wat vir my interessant was, altyd my seuns verjaar later in die jaar. Soos Okay. Christian verjaar nou, die 9de, en Adrian verjaar die 21ste. Okay. Maar Christian is 'n graad 4 in Suid-Afrika gewees en Adrian graad 3. Maar dit lyk nou vir my asof hulle eintlik soos in die ou Suid-Afrika, omdat hulle so laat verjaar het, moes hulle 'n jaar ja, nie terughou nie, hulle moes later begin het, jy weet, as die ander maats. En so dit lyk vir my kinders is eintlik 'n jaar wat ek hulle te vroeg skool toe gegaan het, jy weet, soos wat ek hier hoor, maar hulle is nou in hulle is in die regte grade hierso. Hulle is nie regte grade. En regtig, hulle is dieselfde grade wat hulle in Suid-Afrika was, maar hulle moes eintlik in Suid-Afrika aangeskuif het, of iets is dit, soos wat hulle vir my verduidelik het, net vir my gesê, het hulle dit toegelaat in Suid-Afrika, omdat hulle so laat verjaar in die jaar. Okay. Dus ek het soos, ja, hulle nee, eintlik moes hulle, jy weet, hulle moes eintlik 'n jaar later gewees het, maar omdat die skooljaar nou eers hier begin het, en hulle ouderdomme is hulle reg hierso. Ja. Ag, jy gaan sien. Ja, dis baie interessant. Dis beter vir jou kind om ouer in die klas te wees as jonger in die klas, want dit beteken mentally, veral op die kleintjies, is hulle al 'n bietjie meer mature. Dit maak dit net maklik. Hoekom wil ons dit nie makliker hê vir ons kinders nie? Ja, dit is absoluut, en veral seuns. Jy weet, ons weet hulle mature eintlik eers as hulle 40 is. Ek sal dit nou nie hard sê nie. 25. Rond. Gelukkig maak my man kos vanaand, hy hoor my nie. Dis fun. Ja, my seun is 23 en hy sê kom, jy is nog nie mature nie, jy kan nog nie besluite neem nie, maar hy is lankal 'n groot mens. Ek spot hom. Ja, dit is ag nee, dit is nou interessant geweest in skole en goede. Nou het ek ook daar 'n paar goedjies geleer. En rapporte.
Dis die laaste ding wat ek het gehou vandag. Jy kry gereelde rapport hierso blykbaar. Ja, elke semester. Elke termyn. Dis nog 'n ding wat ek na 10 jaar nog nie reg in my kop het nie. Ja, ek verstaan dit ook nog nie lekker nie. Hou vas, ek gaan my app oopmaak, my skool het 'n app. Dan gaan ek vir jou kan sê. Daar's termyne en semesters en hang af, jy kry in elke en dit word ingedeel in weke. So term 1, ek het net sê all grades. Ek kan nou my meisiekind se grade sien. Nou kan ek hier sien vir die hele jaar is daar 4 termyne. So dink dan aan hulle as kwartale. Daar's 2 semesters. So die jaar word in 6 maande ingedeel. En dis semester. So semester 1 en semester 2. En binne in elke semester is 2 termyne, 2 kwartale. So you've got 2 semesters and 4 terms. En aan die einde van elke term kry jy 'n reportkaart. So jy kry 4 reports. Maar ons skool gee daar's interim term 1 en interim A en interim B. So hulle deel nog die termyn ook in 4 weke groepe in. So ons kry 'n rapport elke 4 weke. Oh my soul. Maar dit is eintlik vir my beter. En daar's nou, ek het jare laas 'n geskrewe rapport gesien. Dis gewoonlik op die app, dan sê hulle, do you want to download it? Baie keer vergeet ek kyk, dis glad nie 'n ding soos wat by ons was nie. Dis maar, jy moet maar gereeld kyk na die grades. Ons skool stuur elke Saterdag 'n e-mail uit wat sê, soveel vakke is onder 90, soveel vakke is bo 90, soveel missing assignments, soveel absences. Mens moet maar daar op 'n oog hou, want die rapporte beteken, dis nie soos by ons wat jy huis toe kom en jy kry afkla of jy's gehok of whatever gebaseer op jou rapport nie. Hoorie so Charlie, en dan ietsie wat ek net vir almal daar buite wil sê is die woord gewere. Moenie kinders mag eers maak of hulle Cowboys en Kroeg speel hier nie. Ja, ook nie die woord BOM nie. BOMB. O ja. Ja, nee. Ek het dit baie vinnig agtergekom want my kinders het dit nie geweet nie. So hulle seentjies wou speel, hulle is in Texas waar gewere 'n groot ding is. Ja. Jy weet, dit is soos vrylik beskikbaar en hier mag jy nie eens die woord in die skool sê nie. So ja, net 'n tip vir al die mammas al buite wat seentjies het wat hou van Cowboys en Crooks. Mag nie gebeur nie. Mag eers speel nie. Onthou knipmesse, ons seuns het altyd knipmesse gedra. Knipmesse kan nie skool toe gaan nie. Ek kan hom ook nie laat hulle praat van dit nie. Jy moet onthou maar hoe ongelooflik verskriklik was dit met al hierdie school shootings, veral hier by Sandy Hook hier naby ons. Dis erg as jy hoor daar's kinders wat besig is om geskiet te word in 'n skool. So die skole moet streng wees. Yes. Maar ja, die kinders moet maar leer, hulle moet daai praat. Dis 'n groot aanpassing vir my kinders. Jy weet my kinders speel pouse het hulle in Suid-Afrika se skole jy speel. Jy weet jy dis hierdie yes. Nou mag jy nie eers vir iemand so maak nie. Jy mag nie vir iemand sê hy is 'n Indian nie. Wel dit ook. Jy's die Native American en ek sal die jy mag blykbaar ook nou nie eers vir die sekere mense sê hulle is African Americans nie. Ek weet nie wat om vir my kinders te sê wat om mense hier te noem nie. Human. Ja. So ja, dit is baie nuwe wette, baie nuwe goed om aan gewoon te raak vir kinders. Maar ja, ten minste sal hulle vinniger gewoond raak daaraan as wat ek dink ons sal. Gelukkig op ons nie terug te gaan skool toe nie. Onthou net om vir jou kinders te sê, moenie soos myne maak nie. Omdat ons African kom van Suid-Afrika uit Afrika uit is en nou is ons in Amerika, jy mag nie die blokkie kies wat sê African American. Dis nie ons kategorie nie. Dit beteken anders. My seun het dit baie graag gedoen op skool en African American. Ja, want hy sê, hoekom mag ek nie ook een wees nie? So van African of shame. Ja. Okay, nee, dan is dit reg. Julle moet lekker eet vanaand en dan gesels ons weer later. Ons maak sê jy met 'n lekker aand. Dankie vir die geselsie. Dankie hoor, mooi bly.
Bye. Dankie.